Ons begin vandag met hierdie reeks, die duiwel glo ek in Jesus, wat maak jou geloof anders? En toe ek dit kyk, toe dink ek by myself, die duiwel is baie soos daai ou in die rooi. Ek wonder of jy weet dat hy gee nie om dat jy glo in Jesus nie. Want hy glo ook in Jesus. Al wat hy wil hê is dat jy moet glo soos hy. Want hy weet, as jy glo soos hy, dan gaan dit nie lei na die ewige lewe saam met Jesus nie, dit gaan lei na die ewige hel, dit gaan lei na die afgrond toe. En ek wil bietjie in hierdie reeks induik en met jou daaroor chat, maar voor ek doen wil ek net so half 'n tree terugvat, net daai grace en 'n half 'n sticky note hier gee. Wat ons net moet onthou soos ons deur hierdie reeks saam gaan, en ek wil regtig hier met my hart hieroor. Ek gaan nie hier my opinie gee oor wie's gered en wie's nie gered nie. Ek dink juis soveel mense, jy het al mense gehoor praat oor wat beteken dit om in Jesus te glo, en baie van daai goed sou teen wees Heilige Gees influenced, en dis great. Maar jy sou ook mense hoor wat praat oor geloof, en soos ek altyd sê, dit was nie die Heilige Gees nie, dit was die Portegees. En al wat ons in hierdie reeks gaan doen is om te kyk is, wat is die verskil? Hoe weet mense wat die verskil? Daar's so baie goed op YouTube, en die probleem vandag is, dis mense se Bybel. Dit het die hedendaagse Christen se Bybel geword is YouTube. Kom ek kyk gou wat se pastoor sê wat, en ons soek, dit is net hoe die mens is, jy soek die een om te sê wat jy wil hoor. So hoe ken jy die verskil? Wat's reg, wat's verkeerd? Baie eenvoudig, maak net jou Bybel oop. Dis so eenvoudig soos dit, en al wat ons gaan doen in hierdie reeks is, ons gaan die Bybel oopmaak, en ons gaan kyk, wat sê die woord oor bekering, oor wat is dit om in Jesus te glo, en wat is egte geloof, en dan is daar valse geloof. Geloof wat nie reg is nie, geloof wat nie in lyn is met die woord nie, geloof wat Jesus gesê het, dit is nie wat ek soek nie daai nie. So met ander woorde, hierdie is belangrik, daar's meer as een tipe geloof in Jesus. Jy kan glo in Jesus, dit beteken nie jou geloof is reg nie. Beteken nie jou saak met die Here is reg nie, die duiwel glo ook in Jesus. So ons moet bietjie chat oor dit is, hoe moet ek glo, en as ek jou vra, en dis vir my belangrik wat ons met hierdie reeks wil regkry, as ek jou vra, sê gou vir my, die duiwel glo ook in Jesus, wat maak jou geloof anders? Dan moet jy 'n antwoord hê. Dan moet jy opreg vir my kan sê, luister, hierdie is wat my geloof anders maak. En dan moet jou antwoord natuurlik in lyn wees met wat die Bybel sê. So, ons begin vandag met deel 1, en hierdie is iets wat ek dink deel van jou antwoord moet wees. Ek lewe vir Jesus. Jy kan daai volgende een opsit, daar sal Walt. Ek lewe vir hom, want hy het gesterf vir my. Ek lewe vir hom, want hy het gesterf vir my. Ek dink een van die grootste leuns in ons tyd, en veral in ons nuwe generasie, oor geloof, is dat hoe ek lewe, maak nie saak nie. Jou dade, het tel nie regtig nie. Jy weet, as ons die Bybel oopmaak en ons lees van hierdie mense in die Bybel, of jy kyk na iemand soos Moeder Teresa, jy weet, dis die pluggies van die Christendom, jy weet, klap handjies vir hulle, bonuspunte vir hulle, maar dis nie regtig nodig nie. Om so opofferend gehoorsaam te wees, en om te kyk, wat wil Jesus sê moet ek doen, en om het so passionately te pursue en te doen, en hierdie goed in jou lewe in te bou, dis nie regtig nodig om reg te wees met die Here nie. So wat is dan nodig? Al wat nodig is jy moet glo. En die issue met dit is, wat is jou definisie as jy sê mens moet glo? Wat beteken glo? Want daar's 'n paar plekke in die Bybel wat dit oor glo praat, en selfs daar kan jy sien, daar's verskillende definisies as Jesus mense aanspreek wat glo, maar hulle glo nie reg nie. So dis nie net van mens moet glo nie. Baie mense wat vandag sê, al wat jy hoef te doen is glo. Geloof alleen is wat nodig is. Bedoel dit by definisie. Al wat nodig is dat ek intellektueel met my kop moet erken dat Jesus God is, dat Jesus, wel eerste dat hy bestaan, dat God bestaan, dat Jesus die seun van God is, en dat hy gesterf het vir mense aan die kruis, vir hulle sonde. En dit is waar, dis net nie volledig nie.
Maar baie mense dink, dis al wat nodig is. Ek moet net intellektueel erken, dat Jesus bestaan, dat hy die seun van God is, en dat hy gesterf het vir mense se sonde aan die kruis. Die probleem met dit is, die duiwel glo ook dit. Die duiwel glo ook dit, en hy is nie reg met die Here nie. So kom ons gaan kyk, wat sê die Bybel oor hierdie definisie, want die Bybel praat oor dit. Imagine, jy was Jesus se broer of suster gewees, en jy kon in sy leeftyd, kon jy daar by hom sit fisies en aandete saam met hom hê. Ek meen, jy sou vir hom vra oor dit, oor wat beteken dit regtig om te glo, en hoe moet ek dink oor hierdie goed? Wel, daar was 'n ou Jakobus, wat sy broer was, wat saam met hom aandetes gehad het, en met hom kon sit, en met hom kon chat hieroor, en daai ou het gelukkig vir ons 'n brief geskryf, aan gelowiges, en ons gaan net kyk na sy woorde, en hier's 'n challenge voor ons na Jakobus toe gaan, hier's vir jou 'n challenge vir die vakansie, ek het die kinders 'n challenge gegee, hier's vir jou 'n challenge, Jakobus. Jy hier sit en jy sê, Jessie, Jacques, die Bybel, as ek hom net so kyk, is ek klaar moeg, ek like nie van lees nie, ek het daai en al baie gehoor, ek hou nie van lees nie, maar as ek dan begin vra, okay, lees jy e-mails, kyk jy memes en dan lees jy alles wat daar staan as dit vir jou interessant. So lees is nie die issue nie, wat is dan die issue? Dis 'n belangrike vraag om te vra. As ek ander goed kan lees, maar hierdie drein my, kan jy sien dat ons het 'n vyand wat nie wil hê ek moet hierdie boek lees nie. Hy worry nie as jy enigiets anders lees nie, maar hierdie gaan jou lewe verander. En hy kan jou 'n uur iets anders worry hy nie as jy dit lees nie, maar 5 minute hierheen drein hy jou. En geloof is om te kies teen wat ek voel en om te sit en te lees. Jakobus, dit is kort, dit is eenvoudig, dit is duidelik, maklik verstaanbaar en is challenging. So as jy gaan sien, ons gaan 'n klein stukkie lees uit Jakobus 2, as jy jou Bybel hier het, kan jy oopmaak by Jakobus 2, anders kan jy saam met my volg op die skerm. En hierdie stuk se opskrifie sê hierso, glo en doen, ons gaan lees vanaf vers 14, glo en doen. En Jakobus praat 'n bietjie oor hierdie ding van hoe lyk 'n geloof wat regtig gered is. So hy begin so, hy sê, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie. Onthou daai woordjie bevestig. En dan nou gaan hy verder praat ook oor wys. Jou geloof moet iets wys. In ons tyd like ons nie van dit nie. As ek vir jou sê, luister hier, wys vir my, hoe dien jy die Here? Jy sal dadelik kwaad wees. Mense like nie as jy vandag vir hulle sê, jy moet bewys dat jy 'n Christen is nie. Dis daai attitude van only God can judge me, tipe van, ja, maar die Bybel doen judge. Verstaan, die Bybel wys vir jou, dis soos 'n spieël. Wat sê, as jy Christen is, hier sê jy moet leef. So Jakobus vra, as iemand net sê hy glo, maar sy lewe bevestig nie, kyk wat vra hy, kan so 'n geloofmens red? En die antwoord is retories, nee. En dan sê hy 'n analogy, hy sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie, en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar jy gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit? So net 'n analogy om te sê, jy sê iets, jy sien iets, maar dan doen jy niks omtrent nie. Hy sê, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit dood. Maar iemand kan miskien sê, hey, die een het geloof en die ander een het dade. Met ander woorde, daar is Moeder Teresa's hier op die aarde, great vir hulle. Meeste van ons hier, ons glo net. Okay, ons glo in Jesus. Dan sê hy dit weer wys. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is. En ek sal jou my geloof wys uit my dade. En dan kom hy by die deel van die duiwel glo ek. Hy sê, glo jy dat daar net een God is? Dis reg. Die bose geeste glo dit ook. En hulle sidder van angs. Hoekom? Want hulle glo in Jesus, maar hulle kies nie Jesus nie. Hy gaan dan verder en sê, jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Dan gebruik hy Abraham as 'n voorbeeld. Dan sê hy, ons voorvader Abraham. Met ander woorde, as jy teruggaan, en ek weet mense vandag hou nie daarvan nie, maar dis nog 'n ding waaroor ons in die reeks sal praat, is die Ou Testament is nog steeds 100% geldig. Die waardes hier binne, moord, steel, egbreek,
it's still all good. Daar is sekere goed wat weggeval het, nie alles nie. En ons gaan 'n bietjie praat in hierdie reeks oor hoe die Here dit in ons lewe gebruik. Maar hy sê, gaan terug, Abraham is die vader van ons geloof. En dan sê hy het sy seun Isak op die altaar gelê. God het hom gevra om dit te doen, hy het hom op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eers deur die dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Met ander woorde, vanuit verhouding, hy het 'n intieme verhouding met die Here gehad, 'n vriendskapsverhouding, en in daai verhouding was God God en hy mens. God was sy koning, en as God met hom gepraat het, dan het hy gedoen wat God van hom gevra het, en hy sê, en dis hoe geloof lyk. Dan sê hy hierdie woorde, Jakobus in vers 24, wat ek dink, as ek het net vir jou moet sê, sal jy dalk miskien kwaad word vir my, omdat jy soveel ander goed op YouTube al gehoor het. Kyk wat sê hy sê, julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade. Hoeveel woorde het jy nie al gehoor op YouTube wat sê, nie op grond van jou dade nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het. En dis half reg. Dis half reg, maar as jy daai ding verkeerd buig en verkeerd verstaan, dan kan jy jou hele Christendom daarmee laat gaan. Hier sê hy dit in plain woorde, julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade, dit beteken nie, dis verdienste nie. Ek gaan nou daarby kom. En nie net op grond van sy geloof nie, met ander woorde, definisie van geloof hier, is iemand wat sê ek glo, maar hy stap nie 'n pad met die Here nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkieners weggesteek het, en hulle met 'n ander pad laat kom het nie? Ek love die voorbeeld van Rahab, sy is 'n prostituut gewees, en dis amper asof hy sê, enige iemand wat na die Here toe kom, enige iemand wat na die Here toe kom, hy soek enige iemand. Hy aanvaar enige iemand, het maak saak wie jy was, wat jy gedoen het nie. Jesus het gesterf vir almal, maar jy moet kom, sy het gekom, sy het 'n besluit gemaak aan wie se kant gaan sy wees, en sy het dit gedoen met haar dade. En dan sluit hy af met hierdie woorde in vers 26, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, en so is die geloof, wat nie tot dade kom nie, ook dood. Dis eenvoudig, né? Dit sê dit plain en simpel. Hoe jy lewe, maak saak. Ek wonder of jy al ooit gestoei het met hierdie vraag, soos, wat maak my geloof anders as die geloof van die duiwel? Want hy glo ook in Jesus. Wat maak my geloof anders as die geloof van Jode? Want hulle glo ook in Jesus. Wat maak my geloof anders as die geloof van moslems? Hulle glo ook in Jesus. Maar hulle kies hom nie as koning nie. Hulle kies hom nie as Here nie. En Jakobus kom hier, okay, so jy sê hy is jou God. Maar as jy hom nie dien nie, as jy nie 'n pad saam met hom stap nie, dan is dit nie regtig die realiteit nie. En dan het jy nie 'n geloof wat lei tot redding nie. En ek dink die issue in ons tyd is, ons generasie het geloof goedkoop gemaak. En die vyand is so slim. Hy gee nie om dat jy sê jy glo in Jesus nie. Hy gee nie om dat jy nou en dan in 'n kerk sit nie. Hy gee nie om dat jy geloof met jou mond verklaar nie. Hy wil net hê jy moet glo soos hy. Want soos Jakobus hier sê, dis nie 'n geloof wat lei tot redding nie. Glo jy dat daar een God is? Dis reg, sê hy. Die duiwel glo dit ook. Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. So, wat moet ek dan, hoe werk hierdie storie dan, Jacques? Hoe moet my geloof anders wees as die duiwel se en as alle ander mense wat net sê hulle glo in Jesus? Wel, wat sê ons tema? Ek dink jy moet dit kan sê. Ek lewe vir hom. Ek lewe vir hom, want hy het gesterf vir my, en ek wil dit so eenvoudig as moontlik aanpak. Jy weet, elke Vrydag aand, as ons met die tieners chat, elke Vrydag aand, voor ek begin met die boodskap wat ons het vir daai Vrydag aand, dan doen ons eers die 6 vrae. En die 6 vrae gaan oor die evangelie. Dan begin ons en ons sê, wat is die evangelie? En dis iets wat ek dink, na hierdie reeks gaan ek dit hier ook begin doen. Want ek sê vir hulle, jy kan 'n great kind wees.
Jy kan respek hê vir jou maale, jy kan beautiful maniere hê, ek kan in jou kamer kom, sonder dat jy geweet het, ek kom en hy's aan die kant. Jy kan die borde in die wasser gaan sit, jy kan alles, jy kan presteer op skool, jy kan so goeie kind wees, en nog steeds hel toe gaan. Dit kom alles neer op die evangelie. Nie op hoe goed ek en jy is nie. Niemand kan goed genoeg lewe om die ewigheid te verdien, om hulle regverdigheid met God te verdien nie. Almal van ons kom kort. Almal van ons is onperfek. Daarom moes Jesus vir ons kom sterf. Die evangelie. So ons begin en ons sê, wat is die evangelie? Die Bybel sê, dis die goeie nuus. Dan vir ons, wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is, Jesus het gesterf vir jou en my, vir ons sonde. En op grond van sy genade, deur geloof, is ons gered. Dan sê ons, okay, maar ons het definisies hier nodig, né? Want ons ouers van hierdie generasie verstaan dit verkeerd, dan leer ons dit verkeerd vir die volgende generasie. Ons sê, wat is genade? Dan maak ons dit super eenvoudig. Ons sê, genade beteken, God sien, ek het sonde. Maar hy wil my nie wegjaag nie, hy soek my terug. En is amazing hoe die jong mense, nog voor ek het, hulle maak my sinne klaar vir my. Hulle love om te respond op hierdie 6 vrae. Genade is, God wil my nie wegjaag nie, hy soek my terug. Elke mens op hierdie planeet. Maar wat beteken dit dan om te glo? Dan sê ek hulle, beteken dit almal nou, Jesus het gesterf, almal gaan hemel toe, almal is reg met die Here? Nee, want die Bybel sê, deur geloof, dit beteken jy het 'n keuse, God gee jou 'n keuse. Liefde gee altyd 'n keuse. Anders het God 'n gun teen ons kop gehou. Anders het hy ons robotte gemaak, en ons kom Sondag, kom ons in die kerk in, en ons gaan sit ons hande op, en ons worship, dis nie liefde nie, dit sou niks vir hom doen nie, hy is 'n living being, hy soek 'n hart wat hom kies, net jy, jou man of jou vrou se hart soek wat jou kies, waar kom dit vandaan? Kom van die Here af, ons moet 'n keuse maak. Geloof is, ek sien hy's lief vir my, as ek na die kruis kyk, en dan kies ek en sê, Here, ek wil ook lief wees vir U. En dan sê ons, okay, so waarop kom het neer? Vraag 5, om gered te wees, wat beteken dit? Dit beteken ek is in 'n verhouding met God. Dit gaan alles oor 'n verhouding. Dit is die weirdste ding, as jy sê jy's 'n Christen, maar jy het nie 'n verhouding met Christus nie. En dis hoe hierdie generasie geleer het. Ek kan net in my kop sê, ek glo in hom, en dan gaan ek aan met my lewe, maar ek het nie 'n verhouding met hom nie. Maar alles kom neer op dit, 'n verhouding met Christus, wat ons vir hulle sê, dit gaan vir ewig aan, maar wanneer moet dit begin? Dit moet nou begin. En dan sluit ons af met vraag 6, en ek sê altyd vir hulle, okay, wie van julle het al die soft serve by Pantry geëet? Wie van julle het al die soft serve by Pantry geëet? Julle moet seriously Pantry toe gaan, hoor, die soft serve is die beste soft serve. En van julle wat het geëet het julle vir ander mense daarvan vertel? Natuurlik het jy, want dit is die beste soft serve, dit is wat jy doen. As iets lekker is, dan share jy dit met iemand anders. So ek sê so, as die beste nuus is vir jou, in die hele wêreld, wat moet jy doen? Jy moet dit deel, met jou vriende, met jou familie, met almal, oral waar jy gaan, deel dit met almal, want dit is die beste, belangrikste nuus en geskenk wat daar is. Ek wil net in 'n nutshell vasvang wat ek nou vir jou gesê het. Ek wil nie te diep vandag gaan nie, ons gaan in hierdie reeks al hierdie goeders unpack en hier inspring. Waarop kom dit neer? Jesus het gesterf vir jou en vir my en vir elke mens op hierdie planeet. Uit een ding, liefde. Liefde. En as jy kyk na die kruis en jy sien sy liefde vir jou, is daar net een waardige reaksie op dit. En dis om te sê, Here, ek wil U ook lief hê. Ek wil U ook lief hê. En om dan te kom in 'n verhouding met hom, omdat jy hom wil ken, hierdie God wat jy glo, jy sê jy glo, hy is so lief vir jou, hy het sy lewe gegee vir jou, en jou ewigheid was op die spel. Ek kom om hom te ken, en sy hart te ken, en dit wat hom gelukkig maak, dit wil ek doen. Dit is so eenvoudig soos dit, 'n dienverhouding. 'n dienverhouding. Reg deur die Bybel, as jy deur die Bybel blaai van die begin af tot die einde, dan beskryf dit ons verhouding met God, verhouding tussen God en mens as 'n huwelik. Dis hoekom die huwelik bestaan, is net om ons iets te leer. Het jy geweet, Jesus sê, in die hemel gaan daar nie huwelik wees nie.
Hy gee ons die huwelik om ons iets te leer van verhoudingsdynamics. En die kerk word beskryf as die bruid, sy bruid. Hoekom? Sodat ons iets moet verstaan van commitment. Wie is getroud? Julle is getroud. Ek ken julle, so ek kan julle op die spot plaas. Is julle huwelik perfek? Ek weet hy is nie. Niemand van ons se huwelik is perfek nie. Maar Amanda sê vir my, as Egbert, jy's vanaand by die huis en jy weet nie waar's Egbert nie. En hy moes nou al kos gemaak het. En gedoen het alles anders wat jy verwag Egbert moet doen. En hy daag net nie op en môre daag hy ook nie op nie. Die volgende dag daag hy ook nie op nie. Maar miskien oor so 3 weke kom hy daar aan en hy sê, Amanda, waar's my koffie? Wat gaan jy doen? Murder, besem, koekrolle, jy gaan iets kry. Nee, nou, hoe kan ons dink in ons verhouding met mekaar dat that's not okay? Jy doen nie dit nie. As jy in 'n huwelik is, dis 'n commitment wat jy maak. En as jy daai commitment maak, dis jy sê ja, Egbert vra, sy moet sê ja, en ja beteken, ek gee nou my lewe om saam met jou op 'n journey te gaan. En al is hulle huwelik nie perfek nie, moet hulle toegewyd saam op daai journey gaan, né? Dis wat 'n gesonde huwelik maak werk. Al is hy nie perfek nie, kan hy gesond en vervullend wees. Niemand se verhouding met die Here is perfek nie, niemand nie. Maar al is niemand se verhouding met die Here perfek nie, is daar mense wat Christene is en hulle het geen huwelik met die Here nie. Dis nie gered nie. Maak nie saak wat se versies jy vir my kan sê, of jy sit nou en dan in 'n kerk, of wat se godsdienstige game is, jy het 'n paar reëls wat jy dink jou 'n goeie mens maak, dis nie waaroor dit gaan nie. Jy kan nie net nou en dan by die huis kom en sê, Here, waar's my koffie? Help my gou, ek het 'n probleem hierso. Jy weet jy kan bid, jy weet hy's daar, jy weet hy's lief vir jou, maar jy's nie committed in die verhouding nie. Dis mos nie reg nie. Jy sal nie eers jou man of jou vrou sal dit aanvaar nie. Hoekom sal die Here dit aanvaar? Nie omdat hy 'n tiran is of omdat hy soek om jou weg te jaag nie. Nie omdat jy dit moet verdien nie. Jesus het gesterf vir my en jou sonde. Niemand kan doen wat hy gedoen het nie. Hy het die perfekte lewe geleef wat ek en jy nie kon leef nie. My en jou verhouding met die Here was gebreek as gevolg van ons onperfektheid. Jesus het daai kom regmaak dat ons weer kan in 'n verhouding met God kom. Geen mens kan dit doen nie. Dis hoekom gehoorsaamheid is nie verdienste nie. Want dit is nie 'n ding van kry die 100 goed wat God wil hê ek moet doen, traai om dit in 2026 so goed as moontlik te doen, en as jy dit goed genoeg doen, dan in die einde, dan gaan jy 'n verhouding met God kan hê nie. Dis nie hoe dit werk nie. As gevolg van wat Jesus gedoen het, kan ek nou 'n verhouding met die Here hê. Ek kan nou ja sê, ek kan nou reg wees met die Here. Maar dan vra dit, al is my verhouding en ek nie perfek nie, is ek toegewyd aan hom. En ek lewe saam met hom, en ek leer by hom, en ek dien hom. Wat is dit? Gehoorsaamheid bewys net jou liefde. En jou liefde moet bewys word. Jou liefde moet bewys. As ek nou van 'n man vra, hoekom is Egbert lief vir jou? Dan gaan sy vir my kan sê, hy doen dit, hy doen dit, hy doen dit. Die eerste een is net, hy daag op. Hy daag op. Hy praat met my. Dis eenvoudig soos dit, maar in ons verhouding met die Here is dit 'n challenge. Daag jy op? Praat jy met hom? Luister jy na hom? Wil jy sy hart leer ken? En hom dien? Dis waaroor die Bybel gaan. En dis eintlik so 'n amazing gift of grace, as jy dink, hy gee vir ons 'n boek met eenvoudige taal, eenvoudige woorde, skryf hy deur mense, sodat ek en jy dit kan verstaan, om te weet wat ons moet doen. Daar's nie een of ander super spiritual ding wat met jou moet gebeur, voor jy moet uitfigure wat die Here wil hê jy moet doen nie. Dis baie eenvoudig. Niemand gaan eendag kan sê, ek het nie geweet nie. Yes, Here, nou sê U my, ek moes nie elke naweek dronk geword het nie. My hemel, ek het nie dit geweet nie. Nou sê U my, ek moes nie egbreek gepleeg nie. Ek het nie dit geweet nie. Dis nie rocket science om uit te figure wat die Here wil hê ons moet doen nie, maar is moeilik in ons tyd. Want ons wêreld, ons Christen kultuur, ons Afrikaner kultuur sê, hey, jy kan maar hoer en remoer, solank jy net glo. Solank jy net sê, ek glo in Jesus, kan jy doen net wat jy wil.
Jou lewe maak nie saak nie. Hey, let's be honest, niemand is Moeder Teresa nie. En almal van ons is onperfek. So dis okay dat jy maar net doen wat jy wil. Net elke nou en dan. Kom jy sê maar net 'n gebedjie of whatever, maar glo net in Jesus. Wie het dit vir ons geleer? Wie het dit vir ons geleer? That's not biblical. Dis nie wat die Bybel sê nie. Hier is die ding, familie. God het deur Jesus gekom na ons toe en deur die kruis gaan hy basies op sy knie af. En hy vra jou en my, sal jy met my trou? Dis wat hy doen deur Jesus. Baie mense dink, al wat hy gedoen het is, hy het net gewys en gesê, ek is lief vir julle. Hy het net gewys en gesê, ek is so lief vir julle. En nou sien ek het, dankie Here, ek sien het, dis amazing, wow, u het gesterf vir my, u is lief vir die wêreld wat sondig is, kyk hoe crazy gaan hierdie wêreld, maar u het gesterf vir daai wêreld, u is awesome, dankie, nou gaan ek aan met my lewe. Hy wil nie hê jy moet net sien en hoor, hy is lief vir jou nie. Dit is wat hy doen, hy wys dit, hy sê dit, maar dan vra hy ook 'n vraag. Hy vra, sal jy met my trou? And that begs, het vra vir 'n answer. Dit sê, jy moet sê ja of nee. Liefde gee 'n keuse. Jy moet sê ja of nee. En mense vandag maak asof hulle net kan sien en weet, solank ek weet, ek glo in Jesus, ek sien sy liefde vir my, maar nou gaan ek aan met my lewe. Ek gee nie eers 'n ja of nee nie. Imagine as ons 'n laity en 'n girl kry, ek reël dit alles, ons set die stage op en hy gaan nie op sy knie. En julle weet nie daarvan nie, maar julle sien, hey, hier is die moment, dis so special. Nou vra hy hierdie girl om te trou en sy sê, dis beautiful, check die ring, dis amazing. Sy vat die ring en sy loop en dan gaan sy sê nie ja of nee nie. Nou, ons sal dink sy's mal. Ons sê wat? Jy moet 'n antwoord gee hierso. Hierdie dude is maar verneder homself nou hier om vir jou te vra. Wat is jou antwoord? Ja of nee? En ons weet wat beteken ja. Dis nie net ek sê gou ja om jy gaan nou bly saam hierdie ou. Ken jy hierdie ou? Julle gaan nou lewe saam. Julle gaan nou saam bly en 'n lewe saam bou. Dis wat die Here met ons kom doen. Hy kom vra my, sal jy vir ewig saam met my journey? En hy sê dit. Die woord leer ons dit. Ek weet aan hierdie kant van ewigheid gaan goed nie perfek wees nie. I get it, en dis okay. Ons gaan in hierdie reeks gaan ons daar praat. Dis waarvoor genade is. Dat soos ek saam met hom op hierdie journey is, val ek, maar hy help my op. Hy kyk nie die hele tyd 'n tikkie boksies af nie. Dis nie 'n saak van verdienste nie. Dis 'n verhouding en hy's God in daai verhouding en being God, he picks me up. En hy journey saam met my. Alles as gevolg van wat Jesus gedoen het, maar ek moet ja sê en ek moet saam met hom committed bly in hierdie huwelik. Ons is sy bruid. En die issue vandag is mense wat sê hulle glo, maar hulle is nie committed nie. Hulle dien nie die Here nie, hulle ken nie die Here nie, hulle stap nie 'n pad met die Here nie. En ons het dit regtig goedkoop gemaak en ons moet terugkom by waaroor dit regtig gaan. Kan ek jou gou 3 goedjies gee wat Jesus sê, dan gaan ons afsluit. Hoor gou 3 kort aanhalings van Jesus uit Jesus se mond. Kyk wat sê in Johannes. Hy sê in Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. So weer eens, wat soek Jesus? Soek hy net erkenning? As julle net sê ek is God? Nee, hy soek nie erkenning nie. Hy soek liefde. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Met ander woorde, as jy my liefhet, sal dit sal bewys wees. Deur kom jy na my toe, journey jy saam met my, is ons besig om saam te lewe, leer jy my hart ken, en as jy hoor wat my hart is, doen jy wat ek sê, dis wat ek soek. Volgende een is in Lukas 6, jy het hierdie seker al gehoor, Jesus wat hierdie eenvoudige vraag vra, hy sê, watter sin het dit, dat jy sê, Here, Here, jy noem my God, maar jy doen nie wat ek sê nie, like that doesn't make sense. Hoekom sê jy, ek is die God van die heel, ek is die een wat jou gered het, daar's niemand wat jou lief het soos ek nie, maar jy het nie 'n saak met wat ek sê nie. Dis wys, jy glo nie in my nie. Dit wys, jy vertrou nie in my nie, jy sal eerder doen wat die wêreld sê. Jy sal eerder doen wat jou vriende sê. Dit wys wie jy regtig glo, en in wie jy vertrou, maar jy doen nie wat ek sê nie. En dan, Matteus 7,
praat hy oor hierdie, as iemand so glo en so lewe, dan sê hy, wat gaan eendag die gevolge wees? Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag, so in die eindtyd, as hy terugkom, of as jy sterf, en jy staan jy voor die Here, baie sal op daai dag vir my sê, Here, Here, ons het dan in u naam gepreek. Deur u naam het ons bose geeste uitgedryf, en deur u naam het ons nie baie wonders gedoen nie, en dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Weer eens, wat soek hy? Nie erkenning nie. Nie net dat jy sê hy is God nie, hy het nie 'n identiteitskrisis nie, hy weet wie hy is. Hy het nie niemand nodig om dit vir hom te sê nie, hy weet. Hy soek ken. Nie erkenning nie, hy soek ken. Dit was altyd, hoekom hy vir jou gesterf het, is dat die verhouding kan herstel. Dat hy jou God kan wees, dat hy vir jou purpose kan gee. En as jy glo, hy is die een wat jou lief het, soos niemand anders jou kan lief hê nie. As jy glo, hy is die enigste een wat weet wat jou purpose is op hierdie aarde. En hy is die een wat vir die wisdom gee om 'n goeie man te wees, 'n goeie vrou te wees, 'n goeie ouer te wees vir jou kinders en hulle te lead soos jy. As jy dit glo, is jy besig om naby hom te leef, vir hom te luister, te doen wat hy sê. Hy sê, hoekom sê jy ek is God? En ek dink om dit eenvoudig te stel, is wat hy vir ons sê is, moenie op Sondag of iewers op jou muur sê ek is God, en dan maandagoggend is ek nie jou God nie. Moenie sê ek is God, maar ek is nie maandagoggend jou God nie. Dis personal. He wants to be my God. En toe hy vir my sterf aan daai kruis, het hy op sy knie gegaan en hy vra elkeen van ons persoonlik, want hy het jou op sy gedagtes gehad toe hy daar gesterf het, en hy kom na jou toe persoonlik, en jy gaan nie daar staan saam jou man of jou vrou nie. Jy en jou kinders gaan nie daar voor die Here staan nie. Jy gaan daar staan, hulle gaan elkeen alleen daar staan. En dit is 'n saak van, het ek respond? Het ek gekom en gesê, ek sien u liefde vir my, ek sien wat u vir my gedoen het, en ek weet hoekom u dit vir my gedoen het. En my respons is, ek wil u lief hê. Ek wil u ken, ek wil saam met u leef. Nou, maar dit is 'n verhouding wat vir ewig gaan aanhou, en dis wat ek wil hê, nou al in my lewe, Here. En hier wil ek stop en waaroor vandag gaan hier in die afskop is, dat as jy hier sit en jy sê vir my, hey, ek glo in Jesus, maar dit word vir my duidelik dat ek glo soos die duiwel glo. Ek glo dalk soos 'n moslim glo. Ek glo Jesus is daar, ek glo hy is goed, ek glo even hy's God, ek erken hom, maar ek ken hom nie. Dan is al wat ek wil doen, is ek wil saam met jou bid. Ek gaan jou nie embarrass nie, ek gaan nie vra om vorentoe te kom of niks nie. Ek gaan jou 'n gebed bid wat ek wil hê jy moet agter my aanbid. Maar dan wil ek ook dit sê. Miskien sit jy hier en jy het al die gebed gebid en jy het al gesê, ek weet dit gaan oor verhouding en ek weet ek moet die Here kies en ek weet ek moet hom lief hê en ek het op 'n tyd hom lief gehad. Jesus praat met 'n kerk in Openbaring, dan sê hy vir hulle, julle het julle eerste liefde verloor. Op 'n tyd het julle my gedien, maar toe gaan julle weg van my af. Miskien sit jy en jy sê, ek weet ek moet die Here lief hê, ek het hom al lief gehad, ek wil hom even lief hê. Maar as ek eerlik is, ek het nie met my lewe nie. Ons gaan deur hierdie reeks bietjie chat oor terugval en wat die Bybel daaroor sê. Maar vandag al wat ek vir jou wil sê is, as dit jy is, daar's niks wat jy hoef te doen eers, voor jy kan reg wees met die Here nie. As gevolg van wat Jesus gedoen het, al wat jy moet doen is dit net kies. Dis die beauty van hierdie, dis die amazing ding van sy genade, is dat dit is nie iets wat ek kan verdien nie. Hy kom en hy gee dit vir my en sê, ek offer dit vir jou, ek soek jou. As die Here daai woorde sê, dan sê hy dit nie uit kwaad uit nie, hy sê dit nie om jou te dreig met die hel nie. Hy kom soos 'n pa wat lief is vir sy kinders, wat sien hulle is besig om na die afgrond toe te gaan, en hy smeek jou en sê, hey, ek is lief vir jou, en dit wat ek vir jou gedoen het, jy moet nog steeds 'n keuse maak, en hier's die keuse, kom na my toe.
En miskien sit jy hier vandag en jy sê, "Jesus, ek wil terugkom na my eerste liefde toe. Ek wil weer die Here voluit dien. Hy is in my lewe, maar hy is nie God van my lewe nie. Hy is die eerste in my lewe nie. Vandag sit ek om die eerste. Dan wil ek jy moet ook hierdie gebed saam met my bid. En dan wil ek praat met jou as jy hier sit en jy sê vir my, ek en die Here is sharp. Ons is op 'n goeie plek. Ek het 'n verhouding met die Here, ek stap 'n pad met die Here. I get it. Dis nooit perfek nie, maar ek dien hom, ek is daar. Dan wil ek vir jou sê, soos ek hierdie gebed bid, kom ons help ons vriende wat vandag hy gebed nodig het en ons bid dit hardop saam met hulle. Kan ons dit doen? Hier is miskien iemand wat hier sit op die livestream en die trane loop nou en hulle sit daar, miskien is dit 'n family en hulle is nie daar met die Here nie. Weet jy, help dit as daar ander mense is wat sê, hey man, die Here is goed en die Here is lief vir almal en die Here se grace is vir almal en ons staan saam en ons bid saam en ons maak ons harte saam oop en ons humble onsself saam voor die Here. Ons almal het Jesus nodig, ons almal het sy grace nodig, niemand van ons kan dit verdien nie, daarom eer ons hom, daarom worship ons hom, daarom hou ons mekaar accountable en ons hou ons fokus op Jesus en op sy woorde en dit wat hy sê. Kan ons dit doen? Kan ek jou vra om asseblief jou oë te sluit, net daar waar jy sit, laat ons nie kyk vir mense om ons nie. En dat soos ek bid net hierdie woorde agter my aan. Here Jesus, as gevolg van die kruis, glo ek in u liefde vir my. Ek bely dat ek te lank met my mond ja gesê het, maar met my lewe nee. Vergewe my Here. Ek het u offer goedkoop gemaak. Vandag sê ek nee vir 'n lewe waar ek doen wat ek wil. Ek sê ja vir u. Ek wil u ken. Ek wil meer soos u word van binne na buite. Ek wil u verheerlik met my lewe. Ek het u lief, Here Jesus. Amen. Amen. Dit gaan nie oor, daar is die perfekte magic woorde of iets nie, daar is juist nie 'n simsalabim trick nie, dit gaan net oor 'n respons. En God gee vir ons gebed en hy gee vir ons community dat ons kan respond, en as jy daai gebed gebid het en jy respond vanoggend, dan wil ek vir jou sê well done. Well done, en hou aan om te respond, en hou aan om te bid, en hou aan om nader na die Here toe te leef. Daar's nie ek wil nie jy moet bang wees, die Paasfees het ons gesê, God wil nie ons moet bang wees en heeltyd dink, is ek nie gered nie en leef ek goed genoeg, is nie verdienste nie, maar dit is 'n verhouding, en ek moet committed wees in die verhouding. En as jy vanoggend hier sit en jy sê, Jesus, dit is die eerste keer in my lewe wat ek daai gebed bid en wat ek na die Here toe kom en wat moet ek nou doen? Dan wil ek vir jou sê, jy is so welkom met my te kom chat en ons gaan saam op 'n journey. Maar eenvoudig, wees hier op Sondag, laat ons mekaar accountable hou, laat jy hoor uit die woord uit, moenie net YouTube luister, dis belangrik dat mens deel is van 'n community, wat in die Bybel saam journey, dis hoekom ek fisies my Bybel hier het, en vir julle sê, bring jou Bybel saam, dat jy kan merk in jou Bybel, en saam lees, en saam journey, want dis die ander ding wat ek vir jou sal sê, is, begin jou Bybel lees, en begin net nou by Jakobus. Baie mense sê vir my, ek weet nie waar om te begin nie, begin net by Jakobus. Begin net by Jakobus 1 en probeer, lees 'n bietjie, lees daar's 'n klein opskrifies, lees net daai klein opskrifie, as jy kan, lees 'n hele hoofstuk, wanneer jy koffie maak in die oggend, sit met Jakobus, en lees dit elke dag hierdie week, tot ek jou volgende week sien. En elke keer as jy sit en lees, besef, in die ander stoel langs jou, moenie nog 'n koffie maak nie, hy gaan hom nie drink nie, maar Jesus is daar by jou. En hy is daar by jou, om saam met jou te lees, om vir daai woorde lewend te maak. Bid net voor die lees, en sê, Here, maak hierdie staf vir my lewendig. Ek wil nie net random woordjies hier lees nie, maak dit vir my lewendig. Laat dit met my hart praat. Help my om te verstaan hoe u wil hê ek hierdie in my lewe moet inbou, en nie net fisiese dade nie, dis nie waaroor die Here gaan, ons gaan volgende week oor dit praat, maar hoe u my hart en my gesindheid en my gedagtes wil vernuwe.
dat ek anders na myself en na die lewe en na hierdie goeders begin kyk, dat ek van binne na buite kan wees wie U wil hê ek moet wees, wie U glo in my ek kan wees. En jy sal sien, die Here sal jou daar ontmoet. En soos jy met die woord besig is, dis nie elke keer as ek in die oggend, ek en die kids en gals sit daar in die oggend ons lees, daar's nie engele nie. En daar's nie musiek uit die hemel wat begin speel en 'n bright light wat aankom nie. Baie oggende is ons moeg en ons is siek vir mekaar en ons is nie lus vir die dag nie. En jy gaan maar en jy lees die Bybel en weet jy wat, ek sê dit soos eet. As jy kwaad is vir jou vrou of vir jou man, hou jy op eet daai dag. Jesus, ek hoop julle doen dit nie, hoor. Hou aan eet. Mens hou aan eet, né? En as jy eet, jy voel nie hoe die kos in jou liggaam werk nie, maar dit doen werk. As jy sien jou kinders hou op eet, jy sal worry. Jy sê, hey, kyk, ons moet nutritions moet jy in jou liggaam kry. Eet. Net so is die woord. Elke dag wat jy lees, is geestelike kos. Jy gaan dit nie voel werk nie, maar glo vir my, dit werk. En as ons dit doen en ons kom hier saam op Sondag en ons daag mekaar uit en ons challenge mekaar en sê, hey, kom ons kyk wat sê die woord en wat beteken dit en hoe moet ons die Here dien, dan begin die Here werk in jou lewe. En 3 maande vanaf, 6 maande vanaf, dan jy 'n ander mens, dan jy 'n ander huwelik, dan is jy en jou gesin op 'n ander journey. Wees net committed, bly committed op die journey en die Here gaan 'n pad stap saam met jou.